So nou, welkom by die laaste video oor ODD of Oppositional Defiant Disorder. Ja, so hierdie gaan die laaste en ek weet ons het al hele klomp daaroor gedoen, maar dit is so 'n baie belangrike subject dat ons nie regtig te veel daaroor kan praat nie. As julle nog enigiets wil weet, e-mail my op die adres hieronder. Die ander ding is, moet asseblief nie vir my op Instagram, Facebook, TikTok of enige van daai goed boodskappe stuur, want ek lees dit nie. Gebruik maar net die e-mailadres hieronder, want dit is die plek. Ek sien daar's klomp boodskappe oral, maar probeer asseblief tog maar net vir my na die e-mailadres te stuur, want ek het te veel goed wat ek moet kyk. So goed, so kom ons kyk nou die impak van skool by die huis. Terwyl sommige kinders heeltemal opgee op skool, gebruik ander kinders dit om eintlik maar net met hulle familie te beklei. Hoofsaaklik hulle ouers. Nou in Suid-Afrika is dit nie baie bekend dat kinders net opgee op skool nie, maar in ander lande, soos Amerika byvoorbeeld, kan kinders weier om te gaan. En onthou, as hulle bo 18 is, dan kan hulle maar ook die pad vat soos wat hulle wil, en die mense dan ook nie veel te sê oor hulle, as hulle eie ding wil doen. So dis hoekom dit so belangrik is, dat ons liewer die saak bereder as wat ons beklei. So, huiswerk is natuurlik die battleground. Dit is die plek vir beklei, in die meeste gevalle. Studente stel uit, hulle sit by hulle boeke, hulle kyk rond, hulle karring hier, hulle skop hulle foon, hulle gemaak hul koffie, hulle drink hul koeldrank, terwyl hulle eintlik besig is om behoort te werk. So, en hulle weier botweg om werk klaar te maak. So baie speel harde musiek, kyk televisie, lê op YouTube, lê op Instagram, WhatsApp, en hulle gebruik dit om te sê dat hulle nie in stilte kan studeer nie. So hulle het een of ander klank in die agtergrond nodig. Nou ja, dit is dalk waar vir sekere mense in die autistiese spektrum dat hulle dit nodig het, maar as jy heeltemal normaal is, ek wil nie sê normaal nie, dan is dit heel waarskynlik nie nodig nie. So wat nou gebeur is dat ouers al hoe meer gefrustreerd en kwaad raak, en hoe meer hulle beklei, en hoe meer hulle die kinders dreig, hoe minder effektief raak hierdie strategie. So, hoeveel moet ouers nou eintlik kyk na wat hulle kinders doen? My gevoel is dat huiswerk is die kind se verantwoordelikheid en nie die ouers se nie. Wanneer ouers oorbetrokke is in die proses, raak die kinders, veral adolessente, voel asof hulle autonomiteit verloor en net daardie rede kan al klaar vir hulle veroorsaak om teenstand te bied om huiswerk te doen. Hulle wil goed begin self doen. So, die ander ding is dat, ek dink die skole doen dit nie, ek weet hulle doen dit nie, maar hulle behoort die ouers te laat weet hoe dit gaan met die kinders in die skool. Ek dink op 'n weeklikse basis. So ek dink families aan die ander kant behoort ingelig te word oor hoe dit met hulle kinders se skoolwerk gaan. En ek dink op 'n weeklikse basis. Dit voel my baie keer of onderwysers kinders deurwerk soos 'n worsmasjien. So, wanneer niks werk gedoen is nie, behoort hulle vir die kind te vra, luister, wat beplan jy om daaraan te doen? Is dit genoeg om te fokus op werk wat verby is? En moet ons kyk na wat ons op die oomblik kan doen. Ek as die kind te ver agter is en hy begin weer 'n maand terug se werk, gaan hy nooit opvang op die goed wat hy nou moet doen nie. So die groot ding is, ons moet kyk na probleemoplossingsstrategieë. As hulp nodig is, sê nou maar met wiskunde of so, moet 'n mens regtig maar iemand kry om, soos 'n tutor, om iemand te help buite skooltyd. Want, onthou 'n vak soos wiskunde byvoorbeeld of wetenskap, kan die kind baie skaam laat voel as hy dit nie reg kry nie. So, in die klas, dit wil beteken ook dat hulle dan nou rowdy raak, hulle raak hard, en hulle begin stout raak. So, is dalk 'n goeie ding om 'n vriend ook te kry om jou te help, gaan in die middag, of kinders te help, gaan in die middag na hulle huise toe, en die genaamde peer learning, laat kinders mekaar help, dit is 'n baie goeie ding om te doen. So, maar aan die ander kant, nou, kinders wat oppositional defiant is, hou by voet by stuk dat hulle nie hulp met hulle skoolwerk nodig het nie.
Wanneer jy hierdie geval het, moet positiewe en natuurlike nagevolge gevolg word. Want kyk, daar is niks vir 'n tiener soos om vasgevang te wees in die huis. So, jy moet maar net hulle hok, jy kom so laat by die huis, jy kan nie bestuur nie, jy kry nie sakgeld nie, jy kan nie televisie kyk nie, ek vat jou foon weg, en al daai tipe goeders. Ouers het baie meer kontrole oor hulle kinders as wat hulle weet. 'n Kontrak, 'n geskrewe kontrak tussen ouers en kinders kan gemaak word van die begin af. En sê, dit is wat ek van jou verwag, wanneer dit nie gebeur nie, dan is dit die nagevolge. So, goed wat die kinders moet doen, behoort relatief kort te wees, dit behoort maklik vir hulle te wees om te doen, sodat hulle die gevoel van sukses het, soos van hulle het iets achieve. So ja, as kinders die gevoel het dat hulle iets bereik by die huis, as hulle suksesvol klein taakies afhandel, en jy prys hulle daarvoor, het hulle sommer baie meer energie om met hulle huiswerk aan te gaan. So ja, kyk, die groot ding met oppositional defiant disorder, dit is regtig iets wat ouers kan maklik verhoed. Dit is nie 'n ding wat onvoorkombaar is nie, maar ek sê voorkombaar, wanneer daai kind eers so kwaad is, soos wat hy dan nou is, en weier om enigiets te doen, raak dit 'n redelike job om daarvan ontslae te raak. So as enige iemand hulp nodig het, onthou ek is meer in Swellendam, ek doen online werk ook. Ek werk met baie van hierdie kinders met goeie sukses. Dit is nie, sit nie rarig in enigiemand se broek om hierdie kinders aan te vat, veral tieners nie. So ja, julle kan my mail hieronder, of julle kan my WhatsApp, soos ek sê, asseblief, nie op Facebook, Instagram, TikTok en enige van daai goed nie. Nou maar goed, baie dankie, en dit is aan die einde hiervan, ons gaan volgende keer met 'n ander topic voort, en ek moet nog besluit wat dit gaan wees. Alright, goed, dankie, bye.